'n Advertensie het op Justin se skerm verskyn. Het jy gebed nodig? Ons is hier om te luister. Toeval? Nee, op daardie spesifieke moeilike aand het dit vir Justin meer gevoel. Hy het alles probeer, verskillende godsdienste, gebroke verhoudings, leë beloftes, dwelms en alkohol om beter te voel. Met min verwagting het hy geklik en gou het hy homself bevind om met David, 'n warm omgee kerklidmaat wat werklik geluister het, boodskappe te stuur en te bid. Na 'n week van gesprekke het David Justin uitgenooi om by die kerk op Sabbat te besoek. Daar was geen druk nie, net 'n oop uitnodiging. Justin het gehuiwer, maar uiteindelik aanvaar. Toe hy in die kerk instap, het hy nie slegs 'n gebou gevind nie. Hy het herinneringe gevind. Herinneringe van 'n jaar wat hy in 'n Adventiste skool deurgebring het, oggendgodsdienste, Bybelstories en waarhede wat eens op 'n tyd sy hart aangeraak het. Na die erediens het hy in 'n sabbatskoolklaskamer ingeloop en 'n stel van hom Attiese Bybelstorieboeke gesien, dieselfdes wat sy onderwyser gebruik het om uit te lees. Iets het aan hom geroer. Vandag is Justin gedoop en dit net omdat die Heilige Gees werklike mense in bediening gebruik het, wie hom met werklike mense in 'n plaaslike kerk gekonnekteer het. Wanneer ons offergawes gee soos voorgestel deur die gekombineerde offergaweplan, ondersteun ons sendingprojekte soos die digitale bediening wat Justin bereik het. Dit is egter slegs die begin. Diegene wat deur digitale bedieninge geraak word, stap uiteindelik in ons kerke in, en dit is dan wat ons met liefdevolle persoonlike bediening moet opvolg. Justin se storie herinner ons dat ons offergawes en ons persoonlike betrokkenheid vir Jesus hand aan hand moet gaan, indien ons die evangelie met elke nasie, stam, taal en volk wil deel. Terwyl ons tiendes en belofte offergawes na God terugbring, laat ons onthou, iemand daar buite mag soekend wees en probeer om hulle weg terug te vind, net soos Justin een keer was. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.